Hier op die laaste dag van die ou jaar wil ek vir elkeen van julle God se rykste seën toewens op 2026. Mag hy ruim voorsien in alles wat jy gaan nodig hê vir 2026, sodat dit ook 'n wenjaar tot sy eer kan wees. En jy so gesien in die lig van die nuwe jaar wat om die draai is dag 329 se tema, klaarmaak en regmaak. Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. God vra nie dat jy harder moet probeer nie, maar dat jy sagter moet oorgee. Klaarmaak en regmaak. Elke nuwe jaar begin amper soos 'n advertensie. Hierdie jaar gaan ek meer oefen, minder eet, vroeër opstaan, meer bid, minder stres. Teen einde Januarie is baie van daai voornemens alweer in die onderste laai, saam met verlede jaar se kalender. Dit gebeur omdat ons probeer om nuwe gewoontes te bou met 'n ou hart. God stel nie regtig belang in 'n klomp nuwe planne en gewoontes nie. Hy beloof iets veel dieper. Ek maak alles nuut. Nie net jou roetine nie, jou hart. Ons probleem is nie dat ons nie hard genoeg probeer nie. Ons probleem is dat ons te vinnig doen sonder om eers te word. Baie mense spring weg met die spoed van witlig in die nuwe jaar, soos in 'n 100 meter wedloop. En dan, onder druk, val ons terug in ons default. Daai ou maniere van dink, reageer, doen, jaag en oorleef. God nooi ons nie na 'n vinniger lewe nie, maar na 'n gesonder lewenstyl. En dit begin by klaarmaak en regmaak. Klaarmaak beteken om klaar te maak met die idee dat jy jouself moet fix. Regmaak beteken om God toe te laat om jou van binne reg en nuut te maak. God gee nie vir ons 'n lys van nuwe gewoontes nie. Hy gee vir ons 'n nuwe hart. En uit daai nuwe hart groei 'n nuwe leefstyl. Nie oornag nie, stadig maar seker. Soos 'n kindjie wat leer loop, een huiwerige treukie op 'n slag onder die wakende oog van sy ouers. Die Bybel praat baie van liggaam, siel en gees. Dis nie 3 afsonderlike kompartemente nie. Dis 'n mens wat in balans lewe. Net soos jou liggaam nie kan oorleef op lig alleen nie, kan jou siel en gees nie leef op stres en geraas nie. God se lewensritmes gaan oor verantwoordelike balans. Rus en werk, stilte en gesprek, gee en ontvang. Prakties lyk dit baie eenvoudiger as wat ons dink. Jou liggaam, eet stadiger, stap 'n bietjie meer, maak tyd vir rus en kry genoeg slaap wanneer jy kan. Stap eenmal om die huis of die blok, gaan aanlyn en kry oefeninge wat jy in die huis kan doen. Begin met klein treetjies en soos wat dit 'n gewoonte word, word die tree al hoe groter. Jou siel, psigies, skep klein oomblikke van eerlikheid en nadenke. Skryf en dink na oor jou soet, die mooi dinge van die dag, die suur, dinge wat nie so lekker was nie, en jou lesse wat jy geleer het en wat jy anders kon gedoen het. Jou gees, begin jou dag met 'n kort, stil oomblik. Nie 'n lang gebed nie, net Here, hier is ek. Lees 'n enkele vers, dra dit saam met jou deur die dag en dink daaroor. Dis 'n oorgee aan God se beheer. Vandag gee ek weer my hart. Klaarmaak met gejaag, regmaak met 'n nuwe manier van leef. 'n Nuwe jaar begin nie by jou kalender nie, maar by jou hart. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om nuwe gewoontes aan te leer? Wat kan ons doen om vanuit God se nuwe hart in ons te leef? Hoe gaan jy vandag begin om balans in jou lewe te kry met die doen van klein dingetjies? Dankie dat U nie net my gewoontes wil verander nie, maar my hart.
Help my om klaar te maak met moegmakers en leer my u lewensritmes van balans na liggaam, siel en gees. Wys my vandag se eerste tree op pad na 'n nuwe leefstyl wat u verheerlik. Amen. Mag die Here jou op verrassende maniere hierdie nuwe jaar inlei in sy nuwe lewenstyl wat hy oor jou menswees droom. Seën en oorvloedsmaat vir jou, liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, kan jy net jou naam en nommer stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad asook ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.